Baie welkom by die 4de Sondag van Advent. Ons is op pad na Kersfees. En altyd Adventstyd met die kerkjaar fokus ons op pad na Advent, die eerste 4 Sondae, op 4 woorde, 4 temas: hoop, vreugde, vrede en liefde. En ek wil vanoggend aan die hand van die metafoor van 'n instrument sommer net met jou gesels oor die vraag: hoe is ek en jy 'n instrument van hoop en vreugde en vrede en liefde? Maak jouself gemaklik, stel jouself in op God se teenwoordigheid daar waar jy is, en kom ons word 'n paar oomblikke stil. Liewe Here, ons het 'n verwagting op pad na Kersfees. Here, ons verwag dat U weer in hierdie wêreld sal kom. Ons bid nou dat hierdie paar oomblikke, wanneer ons met U besig is, sal seën ons gemeenskap met mekaar oor grense, tussen lande, maar ons is verbind deur U menswording. Dankie Here vir hierdie oomblik, seën dit wat ons gaan lees en gaan sê en gaan oordink. En maak ons rustig op pad na Kersfees. Amen. Ek weet nie of jy die jong opkomende kunstenaar Jacob Collier ken nie. Jacob Collier is 'n ongelooflike talentvolle jong man, so in middel 20's, en 'n ongelooflike musikant. En hy het 'n interessante, unieke ding begin doen in die optredes wat hy doen hy 'n oefening met sy gehoor, hy noem dit die audience choir. En met sy gehoor sal hy dan hulle indeel in blokke, en 'n sekere blok 'n sekere noot laat vat, en 'n ander blok 'n ander noot, en dan sal hy hulle speel soos 'n instrument, deur hulle te laat op en af gaan in ongelooflike harmonie, sonder om enigiets vooraf te oefen. En dit is so 'n ongelooflike metafoor vir die mens se vermoë om saam te kan beweeg, saam te kan musiek maak, saam instrumente kan wees. En daar's 'n video waar Simon Sinek 'n gesprek het met Jacob Collier en vir hom vra waar sy inspirasie vandaan kom, en dan sê hy sy eerste herinnering van musiek is wat hy op sy ma se skoot gesit het toe hy so 2,5 jaar oud was. En ek weet nie hoe hy dit onthou nie, maar en sy ma is 'n dirigent gewees. So hy het op sy ma se skoot gesit en gehoor hoe sy kore dirigeer. Dit is eers een inspirasie. En die ander inspirasie sê hy, sy ma het viool gespeel, so hy het dikwels op sy ma se skoot gesit terwyl sy viool speel. En hy sê die volgende: looking up, soos hy nou opkyk na wat terwyl sy viool speel, looking up, it felt like I am the violin. I am the music. I am the source of the sound. En hierdie ding inspireer hom om letterlike instrumente gaan wees en ander mense instrumente te maak. Wat 'n ongelooflike metafoor op pad na Kersfees. Ek wil vir jou lees uit Handelinge 9, net 'n kort stukkie, en dit gaan oor die bekering van Paulus. So Paulus het op pad het hy hierdie ervaring met die Here, en die lig slaan hom blind, en dan gaan hy na Ananias toe, en dan gaan ek vir jou lees van vers 15 af. Toe sê die Here vir hom: gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik
het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval, en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan, en hy is gedoop, en hy het geëet, en hy het sy kragte herwin. Vers 15, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig. Nou in vers 15, die woord wat gebruik word, werktuig, kan ook vertaal word met instrument. Die Here maak van Paulus 'n instrument, nadat hy hierdie ervaring met hom op pad gehad het. En my adventvraag is, hoe maak dit my en jou 'n instrument terwyl ons wag en wonder en hoop? En hoe maak dit, as ons die 4 woorde van Advent in gedagte, hoe maak die verwagting, die leef met Jesus se koms, my 'n instrument van hoop en vreugde en vrede en liefde? Kom ons staan 'n oomblik stil by die tema van hoop. Want hoop is iets wat jou gees oriënteer. Hoop is 'n oriëntasie van jou hart waar jy sien nie net die wêreld rondom jou nie, jy sien verder, jy sien die horison, jy sien die moontlikheid. Jou realiteit is geanker in 'n horison wat beter lyk as hier. Václav Havel skryf, hy sê, it's not the conviction, hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out. Hoop is daai adventsverwagting dat dinge altyd beter kan wees as nou. En as ons kyk na die 2 woorde in die Bybel, vertalings van hoop in die Nuwe Testament, die Griekse woord elpis beteken antisipeer, verwag. Die Hebreëse woord in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, yachal, beteken geduldig wag en vertrou. Ongelooflik die konneksie vir my tussen hoop en die adventsverwagting, dat ek en jy nou ook met Jesus se koms weer sal verwag dat die wêreld anders kan lyk as die dag tot dag uitdagings. Hierdie definisies veronderstel die konteks van wag, verwag, vertrou, antisipeer, geduldig wees. Hierdie vertalings van hoop is eintlik 'n geloofskyk uit jou hart uit, dat selfs al werk dinge nie uit soos wat jy dit veronderstel nie, dat jy altyd glo daar's meer. So my eerste vraag vandag is, hoe ek en jy maar net weer gaan probeer op pad na Kersfees om instrumente van hoop te wees. Die tweede advent tema is vreugde. Robert Schuller skryf, joy is not the absence of suffering, but it is the presence of God. Vreugde beteken nie, daar's nie pyn en lyding. Vreugde beteken dat ek God se teenwoordigheid met geloof kan bevestig ten spyte van my pyn en my lyding. Hoe lyk dit as jou en my lewens 'n vreugdeslied is ten spyte van? Hoe lyk dit as ons ten spyte van ons uitdagings God se teenwoordigheid hierdie adventtyd bevestig? Kan ek en jy instrumente wees wat vreugde bring ten spyte van? Die derde adventtema is vrede. En dit begin by 'n persoonlike vraag, is waar het jy op die oomblik die meeste vrede nodig in hierdie tyd? Dalk moet jy iewers vrede maak met jouself of met iemand anders. Leonard Sweet, Amerikaanse teoloog, skryf iewers 'n stuk oor die Sheraton Hotel groep wat hulle bordjies buite op hulle deure wat sê do not disturb, dat hulle die bordjies op 'n stadium verander het na die woorde peace and quiet. En die rede is dat hulle sê mense reageer beter op peace and quiet as op do not disturb. En hy skryf en hy sê, dit sê vir ons iets van die mens se soeke en
versigtiging na vrede en stilte. Interessant dat die ding wat mense eers vra en check as hulle vakansieplekke bespreek is of daar wifi is. Die ding wat ons bloeddruk die meeste opjaag is 'n paptelefoon of 'n plek waar die sein sleg is. Leonard Sweet sê, "We are soul searching for peace and quiet." Waar het jy vrede nodig hierdie Kerstyd? Is daar iewers iets wat jy met vrede maak oor met jouself? Of moet jy dalk met iemand anders gaan vrede maak? Die grootste geskenk van Kersfees is nie die pakkies onder die boom nie, maar die plek waar jy iewers 'n klein stukkie vrede gaan gee, waar jy 'n instrument is van vrede. Die 4de en laaste adventwoord is liefde. En liefde in die eerste plek word beleef omdat God altyd vir my en vir jou raak sien en teenwoordig is by ons. Ek dink oor die Exodus 3, Moses se ervaring by die brandende bos, waar God sê, ek kom soek jou op, ek sien jou. Genesis wys God as die God wat elke keer die mens gaan soek, en dan Exodus sê God vir Moses, ek stel belang in jou. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word, ra'a, sê God kyk, God sien, God het gesien. God gee aandag en daarom moet ons sê, liefde gee aandag. God sê, Moses, jy is vir my belangrik. Jesus Christus in die krib, sê God vir jou en vir my, jy is vir my belangrik. Ek kom hier teenwoordig wees by jou, ek sien jou, ek weet van jou, ek ken jou storie. Want dis wat liefde doen, liefde gee aandag. Een van die Engelse kommentare skryf oor Exodus 3, we don't give attention, we pay attention. En dan sê hy, and the currency in which we pay attention is time. Liefde gee aandag deur tyd te spandeer. Adventsliefde in hierdie tyd beteken dat ek en jy iewers weer 'n instrument sal gaan wees om vir iemand 'n klein stukkie van jou tyd en jou aandag te gee. Wie is dit? Dalk is dit jouself. Mag ek en jy in hierdie tyd instrumente wees en prakties gaan dink oor waar skep ek 'n klein stukkie hoop? Waar kan ek vreugdevol wees ten spyte van? Hoe lyk vrede maak? En hoe lyk liefde wat aandag gee? Ek het 'n laaste beeld wat ek nou onlangs raak gelees het in van die adventstukkies, wat iemand skryf oor Maria wat swanger was met Jesus en dat 'n swanger vrou se lyf rek. Van julle sal dit nou beter weet as wat ek het kan weet. En dat jy fisies rek, verruim. En dat hierdie Engelse woord expand, dat hy sê, dat advent is 'n tyd waar ek en jy soos Maria moet besig wees met die vraag, waar kan ek myself stretch? Waar kan ek uitbrei? Waar kan ek expand? Dat advent se verwagting 'n tyd is waar ek en jy instrumente moet gaan wees en in elke oomblik vra, hoe kan ek God se liefde, God se vrede, God se hoop, God se vreugde hier in hierdie oomblik verruim? Stretch. Om dalk uit te reik na iemand anders verby 'n grens. Om dalk in jou hart so klein bietjie meer spasie te maak vir iemand anders. En hoor wat skryf hierdie persoon. Dis 'n bietjie 'n lang Engelse aanhaling. Advent is nothing if not the story of beginnings, revealing a God who dares to expand, who chooses enlargement over happiness, no matter the chaos. This season shows us the astonishing view of God gone radial, one who will never stop reaching toward his beloved, no matter the risks, and so, in the true spirit of Advent, we find our courage to change and to expand. Ek gaan net 'n oomblik op die skerm los, dat jy vir 'n oomblik dalk net weer deur dit lees en weer daarna kyk en vir jouself die vraag vra,
moet ek myself gaan stretch. So kom ons gaan wees instrumente. Instrumente van hoop en vreugde en vrede en liefde. Hoop wat verder sien as die eerste horison. Vreugde wat weet God is teenwoordig ten spyte van. Vrede met jouself of met ander. Liefde wat aandag gee, wat tyd gee. Mag ek en jou op hierdie manier gaan uitbrei, gaan verruim, gaan stretch daar waar jy is. Dat ons deel sal word van God se gehoorkoor, God se audiencekoor. God is die dirigent wat vir my en vir jou verskillende note gee om te vat. En as ons daai note vat en daai note sing en instrumente is en dit saam doen, dan word ons 'n ongelooflike harmonie in hierdie skepping. Daarom wil ek vir ons afsluit deur die baie bekende gebed van Franciscus van Assisi te lees of te bid. Wat maar net weer vra, Here, maak my 'n instrument. Kom ons word stil, dan luister ons na hierdie gebed. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Laat ek liefde bring waar daar haat is, vergifnis waar seer gemaak is, geloof waar daar twyfel is, hoop waar daar wanhoop is, lig waar daar donkerte is, vreugde waar daar hartseer is. O Heilige Meester, laat ek nie soseer soek om vertroos te word nie as om te vertroos, om verstaan te word nie as om te verstaan, om liefgehê te word nie as om lief te hê. Want is wanneer ons gee dat ons ontvang, wanneer ons vergewe dat ons vergewe word, wanneer ons sterwe dat ons die ewige lewe beerwe. Amen. Ontvang nou die seën van die Here in hierdie paar dae op pad na Kersfees. Mag jy 'n wonderlike Kerstyd hê en mag jy 'n instrument wees. Mag die Vader jou lei en beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon. Mag die Heilige Gees jou inspireer om 'n instrument te gaan wees wat gaan verruim, wat gaan stretch daar waar jy is, deur lief te hê, deur vreugde te bring, deur vrede te maak. Altyd met 'n oog van hoop. Amen.